Soos die vorige kere, gaan ons weer ons Bybels oopmaak by 1 Petrus. Ons het dan nou gevorder van 1 Petrus 1 na 1 Petrus 2 toe. So as jy die Bybel vanmôre saamgebring het, is jy welkom om dit oop te maak by 1 Petrus 2. Ek het nou amper gesê, kom ons maak ons ore toe. In my gedagtes dink ek wil sê, kom ons maak ons ore toe, maar dit gaan glad nie help vanmôre nie. Asseblief, maak nou jou oë toe en jou ore oop. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons op hierdie fris en vars Sondagoggend hier by mekaar kan wees. Here, die son skyn helder. Die son skyn warm. Toe ek nou hier buitekant gestaan het, toe voel ek net hoe die son warm op my rug skyn en hoe die son warm sy hitte so oor ons lywe kom, Here. Ek het net weer bewus geraak van die Heilige Gees. En hoe die Heilige Gees ook op verskillende maniere in ons lewens teenwoordig is, Here. En daarom weet ons ook jy is vanmôre hier deur die Gees. En hoe Gees, dit is ook die gebed vanmôre, dat jy hierdie woorde wat vanmôre gepraat word, die woorde wat ons gaan hoor, die woorde wat ons gaan lees, Here, laat U daai woorde sal bring, laat dit in ons gedagtes sal inbeweeg, en Here, laat in ons harte sal begin groei. Here, want vanmôre gaan ons 'n opdrag kry. En Vader, ek wil nie hê dit moet net 'n opdrag wees wat hier bly nie. Laat ons hierdie opdrag sal vat verder en wyer net as hierdie gebou, Here. En daarom bid ons, mag dit so wees, o Vader. Ons bid ook so vir elke prediker wat vanmôre preek. Ons bid ook so vir elke persoon wat luister, dat hulle waarlik U woord en U woord alleen sal hoor. En ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Agter hom lê daar spore. Onder hom is daar hierdie lewendige hings. En voor hom lê daar kilometers en kilometers wat afgelê moet word. Binne in hom het hy hierdie drang om hierdie boodskap veilig en vinnig, so vinnig as moontlik te kan bring. Nou ek weet nie wie van julle het van die Pony Express ruiters al gehoor nie. Nou hierdie Pony Express ruiters, hulle het net een opdrag gehad en dit was om 'n boodskap so vinnig en veilig as moontlik te bring aan die mense wat dit moes hoor. Nou hulle het elke geleentheid wat hulle kon, sou hulle gebruik het. Byvoorbeeld, hulle sou die kortste pad gevat het, die vinnigste perd en selfs die ligste saal. Net die sterkste en die dapperste manne was gekies gewees vir hierdie werk. Die een wat die perd kon beheer, die een wat die son kon hanteer, die hitte kon hanteer, en natuurlik ook die een wat maklik en vinnig vir die vyand kon wegvlug. Nou, hulle het gewoonlik jong mans gekies vir hierdie werk. Hulle het $25 'n maand gekry, en wat het hulle nog gekry? Hulle het 'n revolver gekry, 'n ligte jaggeweer, 'n rooi hemp en 'n blou broek, en dan het hulle 8 ure gekry om 128 km af te lê, 7 dae 'n week, elke dag van die week, 7 dae 'n week. Dit was harde werk gewees, maar dit het goed betaal, die salaris was baie goed gewees. Nou Petrus het nog nooit gehoor van die Pony Express nie, maar ek dink hy sou hulle waardeer het. Ek dink hy sou verseker so 'n ruiter op 'n perd wou gehad het, wat die boodskap vinnig en veilig gaan verkondig het. Soos ek nou gesê het, ons is nog steeds besig met 1 Petrus, maar ons gaan vandag kyk hoe Petrus vir ons kom sê, hoe belangrik dit is om hierdie boodskap wat ons hoor, te vat en hierdie boodskap te gaan deel. So kom ons lees saam, 1 Petrus 2 vanaf vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God,
Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle van julle asof julle misdadigers is, en julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Gekies om te vertel. Nou hierdie is nie net die tema van vandag se preek nie, maar is dit nie maar tog die tema van almal van ons se lewens nie. Ons is gekies om te praat, ons is gekies om te verkondig, ons is gekies om ambassadeurs vir God te wees. Ons is uitverkies. Almal van ons wat vandag hierso sit, is ook aangestel. So ons doen vir Jesus wat die maan vir die son doen. Nou wat doen die maan vir die son? Die maan reflekteer die son se lig. Het julle geweet dat die maan nie sy eie lig kan maak nie? As dit nie vir die son is nie, sal die maan geen lig kan gee nie. So sonder die son is die maan eintlik net so 'n swart bol klip, as ek dit so kan sê. Ek weet nie presies waaruit bestaan die maan nie, maar kom ons sê dis eintlik net hierdie swart klip sonder die son. Maar wanneer daai maan in die regte posisie is, dan gebeur daar iets wonderliks. Dan reflekteer dit die lig, dit weerkaats die lig van die son. So die maan het 'n belangrike doel. Die maan gee vir ons lig in die aand. En die maan kan soms ook verskriklik romanties wees, nê? Veral as jy daar buitekant onder die maanlig en die sterre sit. Nog nooit het ek gehoor dat die maan kla nie. Nog nooit het ek gehoor dat die maan sê ek wil nie net 'n weerkaatser wees nie. So as ons kyk na die maan, dan sien ons die maan het 'n vrede met wie sy is. En omdat sy daardie vrede het, beleef ons hierdie sagte lig wat sy vir ons in die aand gee. Nou wat dink julle sal gebeur as ons ook ons plekke gaan inneem as sonweerkaatsers? Wat dink julle sal gebeur? Vriende, ons is uitverkies om te vertel. Ons is gekies om ons kinders te vertel, ons is uitverkies om ons ouers te vertel, ons is gekies om ons kleinkinders te vertel, ons is gekies om ons vriende te vertel, ons is gekies om vir die mense in die dorp te gaan vertel, ons is gekies om vir almal te gaan vertel. Die wat ryk is, die wat arm is, die wat suksesvol is, die wat onsuksesvol is, die wat oud is, die wat jonk is. Almal, alle nasies. Almal maak nie saak wie jy is of wat jy doen nie. Ons is gekies om vir almal te gaan vertel. God is lief vir almal en daarom word ons uitverkies om dit te gaan doen, om vir almal te gaan vertel. Ons is uitverkies om die goedheid en die grootheid van God in die wêreld daar buite in te vat. En God gee vir elkeen van ons die gawe om dit te kan doen. God gee ook vir ons die geleentheid. God gee vir ons die geleentheid om oor 'n grens te beweeg. God gee vir ons partykeer die geleentheid om net oor jou straat te stap na jou bure toe en daar ook te gaan vertel. So kom ons sê ons aanvaar die opdrag. God het ons uitverkies, ons aanvaar dit, ons weet ons moet nou uitgaan en ons moet gaan vertel. So hoe gaan ons dit doen en hoe gaan dit werk? So ons gaan begin. Waar begin ons en hoe gaan dit werk? Ons gaan begin deur te help dra aan wat vir Jesus belangrik is. Hoor gou wat sê Matteus 9 vers 36. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Toe hy hierdie klomp mense sien, toe hy al hierdie mense sien, toe hierdie skare mense sien, het hy hulle jammer gekry. Nou ek weet nie van julle nie, maar partykeer as ek 'n klomp mense bymekaar sien, dan raak ek frustreerd en verboureerd. Hoekom? Want ek weet ek gaan iewers in 'n ry moet staan en wag. Of ek gaan iewers daar moet in hierdie lang ry staan. Maar wat doen Jesus? Jesus sien hierdie groot skare mense en hy kry hulle jammer. Nou wanneer ons hart meer en meer soos Jesus sin word, gaan ons ook iets anderster begin raak sien. Ons gaan iets anders begin beleef.
Ons gaan begin beleef, daardie ry mense wat daar staan, ons gaan besef, dat almal van hulle 'n kind van God is. Wanneer ons daar in die winkel staan en is hierdie lang ry mense voor ons en dit voel net of die ry nie korter wil word nie, gaan ons begin besef dat almal wat in hierdie ry staan, het 'n bemoedigende woord nodig. Almal wat in hierdie ry staan, het 'n gebed nodig. Vriende, ons kulture verskil, ons tale verskil, maar het ons almal nie maar presies dieselfde bekommernis nie? Is daar nie al hierdie goed wat ons almal dieselfde beleef in hierdie wêreld waarin ons is nie? En daarom mag ons nie hierdie goed ignoreer nie. Ons kan nie hierdie goed ignoreer nie. Ons is gekies om te help. Nou wat as God vir ons kom en hy sê vir ons, hier is my missie. Of wat as ons besluit, ons wil vir God vra, God, wat is u visie vir hierdie wêreld van ons? Kom gee vir ons u visie. God se visie is baie maklik en baie eenvoudig. God kom sê vir ons sy visie en dit is, almal van ons gaan deur of 'n breë hek gaan, of deur 'n smal hek gaan. Almal van ons gaan of op die breë weg loop, of op die smal weg loop. Almal van ons gaan of voorbereid wees, of onvoorbereid. Ons geloof gaan of op rots gebou wees, of ons geloof gaan op sand wees. Dis God se visie. Daar's net een van twee plekke. Nou toe die Titanic gesink het, was daar omtrent amper 2200 mense wat in die water beland het. Almal ken die fliek, almal weet wat het gebeur. Ons weet daar was mense wat verskriklik ryk was op daardie boot. Mense wat in die vleur van hulle lewe was. Ons kan eintlik sê hulle was on top of the world. En aan die ander kant sien ons, daar was mense wat ook arm was. Aan die onderkant van die wêreld, as ons dit so kan noem. En tog was almal in die water. Op land was daar 'n lys gewees. En op daardie lys was daar net 2 kolomme gewees. Gered of nie gered nie. Nou ons is nogal geneig om paar kolomme beide te sit, nê? Nee. Ons is geneig om 'n paar kolomme aan te voeg. Is hy ryk? Is sy mooi? Het hy 'n werk? Wat se werk doen sy? Wat se kleur is haar hare? Wat se graad het hy? Wat se graad het sy? Dis hierdie kolomme wat ons hier bysit. Nou vriende, wanneer God besig is om in jou te werk, wanneer God besig is om jou meer en meer soos Jesus te maak, gaan hierdie goed wat hier aan die buitekant is, nie meer vir jou begin saak maak nie. So hy verander ons manier van kyk, wanneer ons mense raak sien. 2 Korintiërs 5 vers 16 bevestig dit. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens hulle menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. So wat sien ons? Ons kyk nou anders na mense. Wanneer ons hart meer en meer soos Jesus se hart word, begin ons ander dinge raak sien. Wanneer ons hart meer en meer soos Jesus se hart word en ons sien iemand raak wat gered is, dan besef ons, daai persoon is 1 graf ver van die hemel af. Om 'n hart soos Jesus te hê, gaan ons mense raak loop wat ons weet nie gered is nie. En dan gaan ons vir hulle wil bid. En ons gaan met hulle wil praat, want wat besef ons? Ons besef, daai mense is 1 graf ver van die ewige verderf af. Nou gedurende die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n stem gewees wat baie bekend was op die radio. Natuurlik, die bekendste stem was Winston Churchill se stem gewees. Maar naas hom was daar iemand anderster wat ook weekliks op die radio gepraat het. En dit was die stem gewees van C.S. Lewis. Nou hy het al baie boeke geskryf, of hy het baie boeke geskryf, ons lees vandag nog van sy boeke, maar hoor wat skryf hy. It is a serious thing to live in a society of possible gods and goddesses, to remember that the dullest and the most uninteresting person you talk to may one day be a creature which, if you saw it now, you would be strongly tempted to worship, or else a horror and a corruption such as you now meet, if at all only in a nightmare. All day long we are in some degree helping each other to one or the other of these destinations. Maklike Afrikaans, enige persoon wat jy ontmoet, elke persoon wat jy ontmoet,
is belangrik. Hanteer daai persoon so. En wat sê dit nog vir ons? Daar is twee plekke waarheen ons gaan. So wanneer jy weer iemand voor jou het, wanneer jy weer iemand voor jou sien, of dit nou is by die werk, en of dit nou is in Checkers, wat jy besig is om te betaal, dink gou mooi daaroor. Oor 100 jaar van nou af, gaan daai persoon of saam met God wees, of sonder God. Vriende, ons is gekies om te gaan vertel, want ons almal is op pad na een van twee plekke toe. Nou jare terug, tydens die Spaanse burgeroorlog, was daar 'n verslaggewer gewees, en hy het op sy huis se balkon gestaan, en so hoor hy toe 'n skoot wat klap, en toe hy rondkyk, toe sien hy, dat een van die patrone, het 'n dogtertjie in haar kop getref. Hy hardloop van sy balkon af onder toe, in die strate na die dogtertjie toe, en toe hy daar kom, toe is daar 'n klare man wat besig is, om daar by die dogtertjie te staan. Hy sê toe vir die man, ek het 'n kar, kom laai die kind op die agterste sitplek, en ry saam met my na die hospitaal toe. Hulle laai in, en soos wat hulle op pad is om na die hospitaal toe te jaag, sê hierdie man wat die dogtertjie vashou, maak vinnig, my kind haal nog asem. Paar minute later, maak vinnig, my dogtertjie raak al hoe meer stil. Maak vinnig. Toe hulle by die hospitaal kom, toe is die dogtertjie klaar oorlede. By die hospitaal sê die man wat die dogtertjie vashou, ek het nou 'n baie slegte ding wat ek moet gaan doen. Ek moet hierdie dogtertjie se pa gaan kry, en ek moet vir hom vertel dat sy dogter oorlede is. Heel verbaas en uit die veld geslaan, vra die verslaggewer, maar is dit nie jou dogter nie? Is dit nie jou kind nie? Ek dink dit is jou dogtertjie. En die man se antwoord was gewees, nee, maar is almal nie maar net ons kinders nie. Vriende, die seer kry in hierdie wêreld behoort aan almal van ons, want ons behoort aan Christus. Ons het 'n God wat 'n hart het vir al die sleg en vir al die seer in hierdie wêreld. Ons het 'n God wat 'n hart het vir mense wat seer en pyn beleef. En wanneer ons meer en meer soos Jesus word, wanneer ons meer en meer ons harte soos Jesus sin maak, deur God, wanneer ons die Heilige Gees ons harte meer en meer soos Jesus sin maak, dan groei ons ook. En dan besef ons, maar die wêreld se seer is eintlik ons seer. Daardie mense wat deur moeilike omstandighede gaan, daardie mense wat deur moeilike dinge beweeg, daardie mense wat pyn en seer beleef, ons is verantwoordelik vir hulle. Hulle behoort aan ons. Daardie mense wat nie kos het nie, hulle behoort aan ons. Vriende, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. Is ons almal nie maar eintlik in dieselfde bootjie nie. So ons is gekies. Ons is gekies om te vertel. Ons is gekies om die grootheid en die goedheid van God te reflekteer in die wêreld daar buite. En hier is die uitdaging wat Petrus vir ons gee. Wat lees ons daar in vers 11 en 12? Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, en daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Hier laat my dink aan die storie van die vrou, wat 'n brief by die dorpse raad gekry het. Hulle het vir haar brief geskryf, omdat haar erf en haar tuin, haar gras was lank gewees, en haar erf was vuil gewees, en hulle skryf toe vir haar hierdie brief en sê, sy moet gaan skoonmaak, dit kan nie so wees nie, dis nie goed vir die mense se gesondheid rondom haar nie. Haar buurman het egter anders gedink. Haar buurman het na haar huis toe gegaan en haar deur geklop. Vriende, besef jy, agter elke toedeur is daar 'n storie, is daar 'n verhaal. Soos wat hy haar beter leer ken het, soos wat hy met haar sit en gesels, besef hy dat sy is 'n enkel ouer. Hy hoor dat sy besig is met chemo. Hy hoor sy werk nagskof by die hospitaal in die aand. So hierdie vrou is besig om alles in die lig te probeer hou. Sy is besig om alles te doen wat sy kan doen om kop bo water te hou. So die laaste ding wat in haar gedagtes was om haar tuin skoon te maak en haar gras te sny. Hierdie buurman gaan toe en hy kry al die bure rondom hom bymekaar.
En hulle kom en hulle sê, goed, kom ons sny die gras en kom ons maak die erf skoon. Paar dae later stuur die vrou toe 'n brief weer aan die dorpse raad. Sy sê, liewe vriende, ek wil graag vir julle inlig. En ek wil graag hê julle moet die mense inlig van wat se wonderlike bure ek het. Hulle aksies het my net weer laat besef dat daar wonderlike mense is in die wêreld daar buite. Kom ons hoor weer die woorde van Petrus. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Hierdie bure van hierdie vrou, hulle het verseker gereageer op dit. Dit wat hulle gedoen het, is 'n respons op dit wat ons nou net gelees het daar in vers 12. Maar hierdie laat my ook dink aan ons eie dorp. Hierdie laat my dink aan die caregivers. Hierdie laat my dink aan tannie Felicity en haar span. En ons weet almal wat hulle doen. Ons weet wat is die ure wat hulle insit. Ons weet wat is die verskil wat hulle maak. Nie net in die pasiënte se lewens nie, maar ook in die gesinne se lewens rondom hulle. Ons weet dat hulle spesifiek daar om mense te help wat gediagnoseer is met kanker. Hulle maak seker dat die pasiënte gemaklik is, maar hulle maak ook seker dat die mense rondom hulle gemaklik is. En as ek dink aan hulle, dan sien ek nie een van hulle op 'n stadsraad nie. En ek weet ook, hulle het verseker nie al die oplossings vir al die sleg en die seer in die wêreld daar buite nie. Maar iets besef hulle. Hulle besef, God wag nie totdat jy reg is nie. Hy help jou groei in dit waartoe hy jou geroep het. Vriende, moenie toelaat dat Satan goed in jou oor kom fluister nie. En ons almal ken sy stem. Ons almal weet wat sy goed wat in jou oor fluister. Hy gaan vir jou kom sê, jy's nie sterk genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie ryk genoeg nie, jy's nie slim genoeg nie. Die taak wat hier voor jou is, hy sê, jy sal dit nooit in jou lewe kan doen nie. Moenie na hom luister nie. Wanneer hy hierdie goed in jou oor fluister, moet jou antwoord wees, God verander die wêreld deur mense soos ek. Vers 12, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat, al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Wat doen Petrus hier? Hy vat ons oë, en hy wys dit in die rigting van Jesus. Hy sê, daardie mense sal Jesus ken, deur julle manier van leef. Kan jy net dink hoe moet dit voel? Wanneer Jesus eendag gaan terugkom, en jy sien hom, kan jy net dink hoe gaan dit voel, as iemand na jou toe gaan kom en vir jou gaan sê, as gevolg van dit wat jy gedoen het, is ek vandag hier saam met jou. As gevolg van die voorbeeld wat jy vir my gewys het, omdat jy daar was in my seer en in my hartseer, omdat jy my gehelp het, omdat jy my ondersteun het, omdat jy Jesus vir my kom wys het, kan ek vandag saam met jou hier wees, saam by Jesus. Dit laat my dink aan Oskar Schindler. Ja, hy was 'n slegte man gewees. Hy het verkeerd geleef, hy was deel gewees van Hitler se nazi-groepe. Maar ja, hierdie geldgierige man met hierdie harde hart, het tog iets hier binne in hom gehad. Hy het 'n klein vlammetjie gehad vir al die Jode. Oskar Schindler het eendag gesien hoe dit treintrok na treintrok was, hoe die Jode weggevat is na die gaskamers en na die konsentrasiekampe en al daardie goed. En hy het besef, hy moet iets doen. Nou, hy het 'n fabriek gehad, 'n baie groot fabriek. En hy het geweet, as 'n Jood werk gehad het, was hy veilig gewees. So wat het hy toe gedoen? Hy begin toe om hulle aan te stel vir werk, die Jode. Vir werk wat hy eintlik nie gehad het nie. Wat eens 'n winsgewende fabriek was, het toe eintlik net 'n veilige hawe vir Jode geword. As hulle in die fabriek gewerk het, dan was hulle naam op 'n lys gewees. Schindler's List. Almal van ons het al die fliek gekyk. Wie het al daai fliek gekyk? Schindler's List, nê? Paar van ons het al daai fliek gekyk. Dis 'n lang fliek. Dis een wat jy deur moet stoei. Maar ons het die fliek gekyk. So as jy vir hom gewerk het, was jou naam op daardie lys gewees. En aan die einde van die fliek sien ons hoe die Jode vrygelaat word en Schindler eintlik moet vlug vir sy lewe, want hy het gehoor dat hulle is op pad vir hom. Hulle gaan hom kom soek, hulle wil hom vang.
En een koue Poolse aand loop hy na sy motor toe en hy maak sy kar se deur op en hy klim in sy kar en toe hy sy kar aansluit en die ligte gaan aan, sien hy hier staan al hierdie Joodse werkers van hom. Hulle staan so aan weerskante van die pad. Maar hulle was nie die dag daar gewees om hom te vang nie. Hulle was daar gewees om vir hom dankie te sê. Isaac Stern, sy voorman, het vorentoe gekom en vir hom 'n brief gegee, 'n dankie sê brief. En almal wat daar gewerk het, se handtekeninge was op hierdie brief gewees. Iemand anders het vir Schindler 'n goue ring gegee. Nou hierdie ring was gemaak gewees van een van die Jode se goue tande. Hulle het sy tand gebruik en toe het hulle vir hom hierdie ring gemaak. En op hierdie ring was daar gegraveer gewees: Whoever saves one life saves the world entire. Dit het uit die Talmud uitgekom. Schindler het daar gestaan en gekyk na dit wat hier voor hom gebeur het. Hoe dink julle moes hy in daai oomblik gevoel het? Weet julle wat? Jy gaan ook weet hoe dit gaan voel. Jesus gaan terugkom. Ons weet dit verseker. En as hy terugkom, gaan ons voor hom staan met 'n verheerlikte liggaam in die perfekte wêreld. En ek hoop nie nou my gedagtes gaan nou bietjie my verbeelding gaan nou ver weg nie. Maar ek glo mense gaan na jou toe kom. En iemand gaan vir jou ook sê, dankie. Dankie dat jy Jesus vir my gewys het. Dankie dat jy my van Jesus vertel het. Vriende, hoe gaan dit vir jou voel in daardie oomblik? Ek dink dit is iets wat jy oor en oor weer sal doen. Dis 'n oomblik wat jy vir niks sou verruil nie. En vol emosies staan Schindler daarso. En hy mompel iets en hulle kan nie mooi hoor wat hy sê nie. En hulle vra vir hom, sê gou vir ons weer, wat het jy gesê? En hy sê, ek wens ek kon meer gedoen het. Hy sê, kyk hierso staan my kar. Ek wens ek kon hierdie kar van my verkoop het en nog mense aangestel het. Op sy lapel het hy 'n goue speld gehad. Hy sê, ek moes eintlik hierdie speld verkoop het om nog mense aan te stel. Vriende, wat vir hom saak gemaak het in daardie oomblik, was die mense gewees. En eendag, wanneer ons voor Jesus gaan staan, gaan dit verseker die moeite werd wees. Vriende, mense wat na ons kyk, hoe ons leef, hulle sal die Here se naam groot maak, die dag as Jesus weer terugkom. So ja, ons is gekies. Daar is 'n taak vir ons. Ons is gekies om te gaan vertel, en mag ons presies dit gaan doen. Daar is 'n lys, 2 kolomme, gered en nie gered nie. Waar is jy tans? By gered, of is jy by nie gered nie? As jy nog nie by gered is nie, het jy vandag die kans om daar te kom. En as jy wel daar is, wil ek vandag vir jou sê, jy is gekies om hier uit te gaan leef, te gaan vertel, te gaan help, te gaan ondersteun, sodat ander mense ook by die kant kan kom waar jy is, waar daar staan gered. Ek gee 'n geleentheid waar jy kan stil raak. Dink oor die lys, dink oor die opdrag, en vra ook vir die Here om vir jou hierdie week te wys, hoe jy kan leef, en waar daar vir jou afsprake is, waar jy ook dit kan deel, wat jy weet.
Here, dankie dat ons vanmôre weer hier kan sit en ook net kom bevestig waar ons verlossing vandaan kom. Here, dankie vir elkeen wat vandag hier sit en ook net weer vanmôre vir u kan sê dankie. Dankie dat ons gered is deur die bloed van Jesus Christus. Dankie dat Jesus dit vir ons kom doen het wat ons vir onsself nie kon doen nie. Here, maar as hier vanmôre ook mense sit wat dalk vir die eerste keer of vir die eerste keer in 'n lang tyd net weer kom sê, Here, ek wil gered wees. Here, bid ek dat die Heilige Gees ook die vuur sal aansteek in almal van ons, Here. Maar ons wil ook juig saam met u. Maar mense wat weer vandag sê, hier is ek, Here. Maar Vader, ons weet ons is gekies vir 'n spesifieke doel. En dis om hier uit te gaan en te gaan vertel en te gaan deel. En daarom, Here, bid ons hierdie week ook vir daardie heilige afsprake. Daardie afsprake wat u reeds vooruit beplan het. O Heilige Gees, ons bid dat u ons oë sal oopmaak vir dit, Here. En al is dit net deur ons manier van leef hierdie week, of is dit iets wat ons moet sê, dan weet ons u sal vir ons wys hoe en wat ons moet doen. Here, die wêreld se seer behoort ook aan ons, want ons harte word elke dag meer en meer gevorm soos u hart, Here. Vader, ons wil ook hier kan staan en kan sê, Here, gebruik ons om hier uit te gaan, u woord te verkondig en te leef soos wat u wil hê ons moet leef. Seën ons asseblief in hierdie week, o Heer. Geef vir ons die moed en die krag om te doen wat ons moet doen, tot u eer. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.